Dankie Here vir geestelike familie. Dankie Here dat ons vanoggend net voor U kan stil raak, Here. En my gebed is, Here, dat U in ons harte sal praat. Dat U sal aktiveer, dat U sal gesels, Here. Here, terwyl ons as gemeente net stil raak, som ons tieners ook wat hierdie hele week op 'n kampus, op die tienerkampus, Here, wees ook met hulle. Doen 'n diep werk in hulle, Here. Dankie vir die fondasie wat gelê word hierdie week by ons tieners. En Here, dat hulle in U sal vas wees. U in hulle en hulle in U. Heilige Gees, ons is afhanklik teenoor U. In Jesus naam vra ek dit. Amen. Amen. Great. Sy gemeente, goeiemôre. Ons mis ons tieners vanoggend, dis baie stil hier. Amen. Ag, ek meen, dis lekker rustig by die huis ons. Ja, ons tieners is op die tienerkamp vir die jaar en amazing. Ons is ook opgewonde oor hulle en wat die Here al doen en die diep werk wat hy besig is met hulle. Vriende, vanoggend wil ek met jou gesels oor die krag van seuns en dogters in die huis. Die krag van seuns en dogters in die huis. En wat ek voel die Here vir my wys en wat hy met ons oor wil praat is, daar's 'n sekere salwing by ons gemeente dat dit word net jou deel wanneer jy inkoop, jy saamloop en jy deel is hiervan. Amen. Ek wil jy moet dink aan jou lewe en net die ouens wat al rukkie by ons is, vir rukkie sal ons 'n pad stap, dink aan wat verander het vandat jy hier is. Dink aan wat die Here gedoen het, dink aan die diep werk, nê? Dink aan wat hy deur jou doen en wat voorheen nie dalk so was nie. En ek praat vanoggend met twee gehore. Ek praat met ouens wat besoekers is en dalk sê JC, maar ek is al 5 jaar hier, maar as jy nie aktief betrokke is, dan is jy eintlik maar net nog 'n besoeker. Jammer om dit vir jou te sê. Maar as jy hier is en jy is aktief betrokke, nee, jy is deel van, dan is daar 'n plek waar die olie in die huis op jou loop. Ek gaan dit vir jou wys. Paulus roep jou nie, en ek wil dit vandag vir jou sê, hy roep jou nie om 'n besoeker te wees nie. Iewers moet jy familie raak. Want wat is die ding van familie? Kom ons dink gaan familie, nadat my kinders nie by die huis is nie. Nee, is familie altyd mooi en is oulik en nee, ek dink aan ons aan 'n etenstafel. Ek moet eers vir almal sê, jy bly nou stil, nee, jy gaan, nee, sit, nee, ag, Here help ons. Dis nie die prentjie van almal vat hande altyd en is soos, Here Jesus, en almal is soos, Here, ons roep uit na U toe vandag. Nee, almal is nie altyd in lyn nie, familie is messy, amen. Ag, halleluja, dalk nie jou familie, dalk is alles perfek by jou. As jy hele familie dink jy, ons kort net Jesus om af te kom, dan is ons perfek. Nee, familie is te mekaar, messy. Okay? Familie meng in mekaar se lewens. Hallo? As ek jou nog nooit geïrriteer het nie, is ons nie familie nie. En vandag roep ek jou na familie toe. Ek roep jou na 'n plek toe waar jy familie raak. Waar ons in mekaar se lewens is, waar ons inspraak het. Ja, maar jy sê, ek wil nie kerkfamilie hê nie. Ja, die rede hoekom jy nie wil hê nie, want iemand gaan jou in jou bek ruk dalk partykeer. Ag, ek meen, iemand gaan met jou 'n gesprek hê oor wat nie reg en verkeerd is nie. Iemand gaan dalk hard met jou praat, of jy sê, nee my vriend, hierdie moet verander in jou lewe. Dis wat familie veronderstel is om te doen. Ons het jou so lief, dat ons partykeer hard met mekaar kan praat. As mekaar kan sê, Jesus, ek dink nie, hierdie is reg nie. Maar familie is 'n vuis wat saam staan. Familie is 'n vuis wat saam beweeg. Familie is 'n plek waar ons mekaar accountable hou. En soos ek vir jou sê, familie is maar de mekaar, my pel. Kyk na jou eie familie. Amen. Ek lag altyd vir ouens wat nie kinders het nie. Kan ek net dit uitkry? Dan het hulle baie opinies oor kinders.
tot hulle die dag hulle eie kinders het, dan sê ek soos, o, so die goedjies is nie so soet en oulik soos wat jy gedink het is nie. Amen. Ja, my eerste opskrif, en vandag wil ek praat oor die krag van familie, die krag van seuns en dogters in die huis. Nou, jy kan 80 wees, as jy in hierdie huis is jy 'n geestelike kind hierson, ek is jou geestelike pa. Amen. Dis nie 'n ouderdomsding nie, dis 'n gesagsding deur God gegee. En weer eens, as jy sê, maar JC, ek wil nie onder jou inval nie, my vriend, as jy eintlik net 'n besoeker, dan moet ons dit vir mekaar sê. As jy inval is daar verantwoordelikheid, as jy inval is daar inspraak, as jy inval is daar 'n plek waar jy my in die aand kan bel en sê, luister, dinge is nie lekker nie, kan jy help? As jy inval is daar verantwoordelikheid teenoor mekaar. Nee? En ons gaan 'n bietjie hieroor gesels vandag. Wat sê die Bybel daaroor? Eerste wil ek iemand saam my blaai. Nou, ons offergawe skrif kom uit, want ek het my bril aansit. Ons het hierdie week by die oefeningskamp, wat jy dit ook al wil noem, vir die fight night, het ek my boutspier seer gemaak. So as ek so 'n bietjie skeef loop, blykbaar is ons nie meer jonk nie. Amen. Dink amper 'n stuk van Mark Lloyd geskop het. Filippense 4 vers 15 gaan my sien toe. So ek wil die hele tyd hê jy moet dink daaraan is jy familie? As jy nie familie is nie, moet jy familie raak. En as dit nie hier is nie, moet dit op 'n ander plek wees. Maar besef dat kerk is perfek tot jy arriveer. Kerk is perfek tot ek daar aankom. Hoekom? Want mens is messy. Amen. Kerk sou perfek gewees het as daar nie mense was nie. Hoor gou mooi. Kerk sou perfek gewees het sonder mense, maar dit sou nie kerk gewees het nie. As dit vir mekaar sê? OK. So kerk sou perfek gewees het, maar die Here roep ons nie vir perfek nie, hy roep ons vir familie. OK, so ons praat oor die krag van seun en dogter in die gees, die krag daarvan om 'n seun en 'n dogter in die huis te wees. Nou Paulus praat daaroor, dis baie interessant dat Paulus dit herhaal, dat hy praat van ouens wat hy oprig en oplei. En ons weet dat beweegkerk is nie 'n samekoms van gelowiges waar jy net hier gaan sit en nie opgerig word nie. Hier word jy opgerig, hier word jy opgelei, hier word jy geaktiveer. Ek kry in die week 'n boodskap van 'n dame wat eintlik uit die gemeente uit is al 'n paar jaar terug en regtig nie van my hou nie. En net oor goed wat ons preek in die waarheid. En sê sy, maar kan ek 'n persoon bring wat baie siek is in my familie, want ek weet die Here gebruik julle. Ja, ek gee die om, hè. Verstaan, want ons besef hier's 'n salwing wat hulle nie op 'n ander plek kry nie. Ek was oral, niemand kan my help nie. Sal jy help? Natuurlik sal ons. Ek sit hierdie week met geestelike leiers van die grootste kerke wat net kom hier in en afsprake maak. Dan wag hulle 'n maand om ons te sien. Want hulle sê, julle, daar's iets van die profetiese, daar's iets van wonderwerke, daar's iets van die hand van die Here wat hier is. Ek wil nou vir jou sê, kerk het eintlik so ver geraak dat jy net op YouTube kan gaan en jy kan enige plek in die wêreld kerk wees. Maar dit gaan jou nie familie maak nie en dit gaan nie veroorsaak dat die olie in hierdie huis op jou afloop nie. Dis van die laasweek is daar 'n klomp besoekers hier. En toe ons begin profeteer, toe skrik hulle my vrou is nou nie, so ek moet nou mooi dink wat ek sê. Toe is dit vir hulle vreemd. Daar's die regte woord wat ek gesoek het, wat so verby die fase gegaan het. Hulle sê ons ken dit nie, JC, en ek sê, maar julle is in die grootste charismatiese beweging in die land. Ons nog nooit hierdie gedoen nie. Jy moet besef wat ons doen is uniek en wat ons doen is nie vir jou onthaalwe alleen nie, maar vir jou om opgerig te word. Ek kan nou die beste Springbok spreker gekry het hierso vir ons manne event en jy kon gestig geword het, maar what's the use? Wat 'n impak het ons as jy net hier uitstap en jy sê, ek voel so goed. Maar as jy 'n impak kan hê, 'n weermag wat opgerig word, mense kan intrek, 'n verskil kan maak. Dis waar die lewe gaan. Dis wat ons hier doen. En weer wil ek vir jou sê dat die Here roep jou om familie te wees.
Af van Hebreërs 13 toe. Ek vra vir die Here, gee vir my 'n profetiese prentjie en hy wys vir my 'n yskas. Dis nie omdat my vrou nie by die huis is nie. Ek het gebraai die heeltyd. Gisterand toe braai ons 'n stukkie steak en my pa sê ons het gister ook steak geëet. Ek sê ek weet, is dit nie goed nie. My vrou daar is dan moet daar hoender of vis tussenin gebeur. Ek verstaan nie dit nie. Amen. Sy te veel vleis is 'n bietjie 'n uitdaging vir die dames partykeer. Maar my punt was, profetiese woord yskas, kom laat ek die ramp my nou nie beïnvloed nie. En die Here sê vir my, dat as jy in my huis is en jy's 'n kind in my huis, is daar ander reëls. Jy mag in die yskas ingaan en by ons werk dit so. Ek weet nie of dit in jou huis werk, maar op my huis, ek kinders hoef nie te vra as hulle koerant wil hê nie. Want ek het 9. Imagine, ek wil koerantjie, ek is sê vir my as dit klaar is, dan koop ek weer. Amen. Halleluja. My kinders eet toe, ons gaan dit nie. Punt is, daar's ander reëls. En jy moet verstaan, om 'n kind te wees in die huis, 'n geestelike kind, is daar ander reëls as om net 'n besoeker te wees. As jy 'n besoeker is wel in my huis, gee ek jou regtig om nie, jy kan seker maar gaan vat wat jy wil. Ons is mos nou kerk, so julle is eintlik almal familie. Maar 'n besoeker kan nie net kom en in jou yskas instap en vat wat hy wil nie. Hy het nie 'n erfenis daar nie, hy het nie 'n deel daarin nie. Hy kom besoek, hy sien 'n bietjie wat gebeur en hy gaan weer. 'n Kind het erfenis. Hy's deel. En partykeer as dit rof gaan, as een van my kinders stout is of hy maak droog, verander sy van nie skielik nie, hy bly 'n kind. As jy deur 'n robbe patch gaan, as jy nie meer deel van ons nie, is deel van ons help jou. En dis wat die Here vir my wys. Hy sê 'n kind se reëls is anders as 'n besoeker. Wie het al geprofeteer oor iemand in hierdie kerk? Steek jou hand op. Wat nog net nie kom sien my na die tyd asseblief. Ons gou 'n bietjie gesels. Hierdie plek is so profeties. As ons potplante sou gehad het, sê jy woord gekry het as jy verby hom geloop het. Maar vandag wil ek vir jou sê, hou op 'n besoeker wees, raak 'n familielid, raak 'n kind. Raak deel. Raak deel. Né? Hier is my baie interessant. Hebreërs 13. En ons gaan nou 'n bietjie gesels oor net die impak en wat die Bybel daaroor sê. Hy sê, wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig. Want hulle waak vir julle siele as diegene wat rekenskap moet gee, sodat hulle dit met blydskap kan doen en nie sigtend nie, want dit is vir julle nie nuttig nie. Ons moet waak oor jou siel. Interessant, en ek gaan nie name noem nie, maar dis van julle wat miljoene al gespaar het net omdat jy deel van die gemeente is. Onthou van julle my kom sien net al in my kantoor en ek dink spesifiek aan die een kappel wat net vir gesê het, luister, ons is besig met 'n belegging en hier's hierdie oulike Afrikaanse ou wat na ons huis toe kom en dan belê hy is geld vir ons. En ek onthou daai meeting wat ek vir jou gesê het, die Here sê hardloop. Nee. Daar het jy miljoene gespaar net omdat jy deel is van 'n gemeente. Dit was jou hele aftreepakket. As jy net 'n besoeker was, het jy net daai voorreg om inspraak te kry nie. Ek waak nie oor jou siel nie. Maar familie waak ek oor. Inteendeel, ek onthou my woorde aan jou was, as hy nie wil luister nie, sal ek jou help om hom te laat luister. Gee sy nommer vir my. Want die Here wys net vir my 'n skelm wat al hulle geld vat en hy gooi dit in 'n sak en hy verdwyn en hulle sien dit nooit weer nie. En hulle het inspraak gevat, hulle was deel, hulle was familie en die Here kon 'n ding doen. Of verstaan jy, daar's twee verskillende reëls? Familie is jy my verantwoordelikheid, besoeker is jy soos, dankie dat jy gekom het, lekker om jy te sien, dos 'n stuk droewors, sterkte vir jou lewe. Verskillende reëls. En iewers word jy geroep om familie te wees. En weer eens, as dit nie hier is nie,
Asseblief op 'n goeie Sondag het ons nie spasie nie, gaan soek 'n ander plek. Of raak familie. Mag jy dit sê? Ja, ek mag, want ons geweer mag op. Ons is nie om speletjies te speel nie. Ek moet jou aktiveer, ek moet jou oprig, ek moet jou in dit inkry wat die Here vir jou het. Ek moet hard met jou wees partykeer en vir jou sê nee en partykeer moet ek vir jou sê gaan vir dit. Ek moet in geloof partykeer vir jou sê, "Ai, ek wil net so maak, maar my bout spiriseer." Here meen. Gelukkig is ons 'n week af, so ek gaan 'n week nou rus en nie oefen nie. Weet wat ek sê, kollegas? Familie besoekers. Familie staan saam. Besoekers is all over the place. Ek vertel hierdie baie en dit bly altyd vir my 'n cool storie en 'n hartseer storie op dieselfde tyd. In COVID het ons nie een ou uit 1000 plus lidmate aan die dood afgestaan nie. Nie een nie. Want ek en Janine het in die kar geklim en na elke ou toe gery wat ons gehoor het baie siek is en vir hom gebid. Elke ou. Onthou Fransja, waar is Fransja? Onthou toe ek by hom gekom het. Hy was siek. Hy het hom al afgesonder, so siek was hy en ek was so som, ek is nou daar. En hoe die Here elke ou omgedraai het. Daar was tye in COVID tyd wat mense my gebel het wat ek op pad na ons lidmaat toe was en ek sê kom bid en ek sê ek kan nie, ek is vol geboek met my eie mense. En hoe daar mense oorlede is omdat ons nie by hulle kon uitkom nie. Maar was nie my verantwoordelikheid nie. Ek kon nie, ons het na huis toe gery in die reën en vir ons ouens gebid. En ek kon net nie in daai tyd na ander mense toe gaan nie. Ek moes na my gemeente toe gegaan het. Verstaan jy die verskil tussen familie en besoekers? Besoeker is nie my verantwoordelikheid nie, familie is. En ek weet baie keer bel julle aan en sê, "Jace, kan jy vir daai ou gaan bid? Hy's besig aan sukses aan." Ek kan nie. Maar as daar iets fout is met jou, gaan ek dag en nag op jou bed lê, by jou lê, jou vashou, seker maak en sê, "Here, ons veg vir die ou se lewe want hy is familie." Ander ballgame. Maar jy sê die Here gebruik jou kragtadig in genesing. Hoekom gaan jy net deur die hele hospitaal nie? Hulle is nie my skape nie, hulle is nie my verantwoordelikheid nie. Wanneer ek in Malawi is en daar staan 1000 mense voor my, ja, dan die Here my daar gesit, dan sit 'n ander ballgame. Jy is my verantwoordelikheid. Ek moet waak oor jou lewe as jy familie is. Baie van Galasiërs 4 vers 18 toe. En hierdie was vir my baie interessant. Hoe Paulus praat oor en jy sê die gemeente is regtig vrugbaar. Ek dink die olie loop af. Baie geluk aan almal wat swanger is. Daar's hordes van julle wat nou swanger is. OK? Ons is so bly vir julle. My ma het altyd gesê van my oupa. Ja, nee. Ons is familie. Dis hy, my seun, oupa was so vrugbaar as hy in die badkamer net dink om sy broek uit te trek as ouma swanger. Ek dink hierdie familie het kyk as jy sukkel om swanger te raak familie. Bang, daar's 'n deur. Ek weet nie, dit vloei net. Galasiërs 4. Hoekom het ek nou daar uitgekom? Want Paulus praat oor swangerskap. Paulus praat in Galasiërs 4 praat hy oor swangerskap, maar hy praat oor geestelike swangerskap. Nou hier is die realiteit en ek wil hê jy moet dink daaraan. Dis baie maklik om 'n preekie te preek. Dis 'n totale ander ballgame om iets in die gees te kry wat 'n swangerskap is wat die Here in die gemeente wil losmaak. Baie keer sit ouens en sê vir my, "Wow, iets het my nou aangeraak. Die Here het my nou kom aanraak." Hoekom? Ons doen nie goeie preekies nie. Ons gaan nie op YouTube en trek 'n goeie preekie af nie. Ons kry 'n visioen of 'n droom of 'n belewenis van die Here. Ons wag op hom. Ons laat die Here ons harte verander in dit. Daar's iets wat in ons harte gebeur en dan is daar 'n deponering by julle en dan is daar aktivering, dan is daar vrug op jou lewe. Dis kom dit so belangrik is om hier te wees. Ons klomp ons wat online is wat ook deel van ons is reg oor die wêreld. Hulle voel die manifestasie in hulle lewe. Want hulle is deel, al is hulle nie hier nie. Jy is baie keer hier, maar nie deel nie. Wees deel. Wees deel. Galasiërs 4 vers 18. Halleluja.
Is my iPad ook vas? Okay, 4 vers 18. Dit is goed dat daar altyd ywer word in 'n goeie saak en nie alleen wanneer ek by julle teenwoordig is nie. My kinders, vir wie ek weer 'n barringsnood is totdat Christus in julle gestalte verkry. Hy praat oor 'n barringsnood, hy praat oor iets binne in hom wat begin steur vir hulle. Maar in dieselfde asem, wat sê hy? Kinders. Hy sê geestelike kinders, hy sê 'n verantwoordelikheid. Okay? En weer eens, hoekom wil mense nie deel van 'n familie wees nie? Want daar's inspraak. Hallo? Daar's inspraak. Dink aan daai girl wat jy gedate. Dankie Here vir geestelike familie. Dankie Here dat ons vanoggend net voor U kan stil raak, Here. My gebed is, Here, dat U in ons harte sal praat. Dat U sal aktiveer, dat U sal gesels, Here. Here, terwyl ons as gemeente net stil raak, som ons tieners ook wat hierdie hele week op 'n kampus, op die tienerkampus, Here, wees ook met hulle. Doen 'n diep werk in hulle, Here. Dankie vir die fondasie wat gelê word hierdie week by ons tieners. En Here, dat hulle in U sal vas wees. U in hulle en hulle in U. Heilige Gees, ons is afhanklik teenoor U. In Jesus naam vra ek dit. Amen. Amen. Great. Sy gemeente, goeiemôre. Ons mis ons tieners vanoggend, is baie stil hier. Amen. Ag, ek meen, is lekker rustig by die huis ons. Ja, ons tieners is op hulle tienerkamp vir die jaar en amazing. Ons is ook opgewonde oor hulle en wat die Here wil doen en die diep werk wat hy besig is met hulle. Vriende, vanoggend wil ek met jou gesels oor die krag van seuns en dogters in die huis. Die krag van seuns en dogters in die huis. En wat ek voel die Here vir my wys en wat hy met ons oor wil praat is, daar's 'n sekere salwing by ons gemeente dat dit word net jou deel wanneer jy inkoop, jy saamloop en jy deel is hiervan. Amen. Ek wil net dink aan jou lewe en net die ouens wat al 'n rukkie by ons is, vir rukkie sal ons op pad stap. Dink aan wat verander het vandat jy hier is. Dink aan wat die Here gedoen het. Dink aan die diep werk, nê? Nee? Dink aan wat hy deur jou doen en wat voorheen nie dalk so was nie. En ek praat vanoggend met twee gehore. Ek praat met ouens wat besoekers is. En dalk sê JC, maar ek is al 5 jaar hier, maar as jy nie aktief betrokke is nie, is jy eintlik maar net nog 'n besoeker. Jammer om dit vir jou te sê. Maar as jy hier is en jy is aktief betrokke, nee, jy is deel van, dan is daar 'n plek waar die olie in die huis op jou loop. Dan gaan dit vir jou wys. Paulus roep jou nie, en ek wil dit vandag vir jou sê, hy roep jou nie om 'n besoeker te wees nie. Iewers moet jy familie raak. Want wat is die ding van familie? Kom ons dink gaan familie, nadat my kinders nie by die huis is nie. Nee, is familie altyd mooi en is oulik en nee, ek dink aan ons aan 'n etenstafel. Ek moet eers vir almal sê, jy bly nou stil, nee, jy gaan, nee, sit, nee, ag, Here help ons. Dis nie die prentjie van almal vat hande altyd en is soos, Here Jesus, en almal is soos, Here, ons roep uit na U toe vandag. Nee, almal is nie altyd in lyn nie, familie is messy, amen. Ag, halleluja, dalk nie jou familie, dalk is alles perfek by jou. As jy hele familie dink jy, ons kort net Jesus om af te kom, dan is ons perfek. Nee, familie is te mekaar, messy. Okay? Familie meng in mekaar se lewens. Hallo? As ek jou nog nooit geïrriteer het nie, is ons nie familie nie. En vandag roep ek jou na familie toe.
Ek roep jy na 'n plek toe waar jy familie raak. Waar ons in mekaar se lewens is, waar ons inspraak het. Ja, maar jy sê ek wil nie kerkfamilie hê nie. Ja, die rede hoekom jy nie wil hê nie, want iemand gaan jou in jou bek ruk dalk partykeer. Ag, ek meen iemand gaan met jou 'n gesprek hê oor wat nie reg en verkeerd is nie. Iemand gaan dalk hard met jou praat of jy sê nee my vriend, hierdie moet verander in jou lewe. Dis wat familie veronderstel is om te doen. Ons het jou so lief dat ons baie keer hard met mekaar kan praat. Ons mekaar kan sê, "Jesus, ek dink nie hierdie is reg nie." Maar familie is 'n vuis wat saam staan. Familie is 'n vuis wat saam beweeg. Familie is 'n plek waar ons mekaar accountable hou. En soos ek vir jou sê, familie is maar de mekaar, my pel. Kyk na jou eie familie. Amen. Ek lag altyd vir ouens wat nie kinders het nie. Kan ek net dit uitkry? Dan het hulle baie opinies oor kinders. Tot hulle die dag hulle eie kinders het, dan sê ek soos, "O, so die goedjies is nie so soet en oulik soos wat jy gedink het is nie." Amen. Ja, my eerste opskrif en vandag wil ek praat oor die krag van familie, die krag van seuns en dogters in die huis. Nou jy kan 80 wees as jy in hierdie huis is, as jy 'n geestelike kind hierson, ek is jou geestelike pa. Amen. Dis nie 'n ouderdomsding nie, dis 'n gesagsding deur God gegee. En weer eens, as jy sê, maar JC, ek wil nie onder jou inval nie, my vriend, as jy eintlik net 'n besoeker, dan moet ons dit vir mekaar sê. As jy inval is daar verantwoordelikheid, as jy inval is daar inspraak, as jy inval is daar 'n plek waar jy my in die aand kan bel en sê, luister, dinge is nie lekker nie, kan jy help? As jy inval is daar verantwoordelikheid teenoor mekaar. Nee? En ons gaan 'n bietjie hieroor gesels vandag. Wat sê die Bybel daaroor? Eerste wil ek iemand saam met my blaai. Nou, ons offergawe skrif kom uit. Want ek het my bril aan sit. Ons het hierdie week by die oefeningskamp, wat jy dit ook al wil noem, vir die fight night, het ek my boutspier seer gemaak. So as ek so 'n bietjie skeef loop, blypaar ons nie meer jonk nie. Amen. Dink amper 'n stuk van Mark Lloyd geskop het. Filippense 4 vers 15 gaan my sien toe. So ek wil die hele tyd hê jy moet dink daaraan is jy familie? As jy nie familie is nie, moet jy familie raak. En as dit nie hier is nie, moet dit op 'n ander plek wees. Maar besef dat kerk is perfek tot jy arriveer. Kerk is perfek tot ek daar aankom. Hoekom? Want mens is messy. Amen. Kerk sou perfek gewees het as daar nie mense was nie. Hoor gou mooi. Kerk sou perfek gewees het sonder mense, maar dit sou nie kerk gewees het nie. As dit vir mekaar sê? OK. So kerk sou perfek gewees het, maar die Here roep ons nie vir perfek nie, hy roep ons vir familie. OK, so ons praat oor die krag van seun en dogter in die gees, die krag daarvan om 'n seun en 'n dogter in die huis te wees. Nou Paulus praat daaroor, dis baie interessant dat Paulus dit herhaal, dat hy praat van ouens wat hy oprig en oplei. En ons weet dat beweegkerk is nie 'n samekoms van gelowiges waar jy net hier gaan sit en nie opgerig word nie. Hier word jy opgerig, hier word jy opgelei, hier word jy geaktiveer. Ek kry in die week 'n boodskap van 'n dame wat eintlik uit die gemeente uit is al 'n paar jaar terug en regtig nie van my hou nie. En net oor goed wat ons preek in die waarheid en sê sy, maar kan ek 'n persoon bring wat baie siek is in my familie want ek weet die Here gebruik julle. Ja, ek gee nie om nie. Verstaan, want ons besef hier's 'n salwing wat hulle nie op 'n ander plek kry nie. Ek was oral, niemand kan my help nie. Sal jy help? Natuurlik sal ons. Ek sit hierdie week met geestelike leiers van die grootste kerke wat net kom hier in en afsprake maak. Dan wag hulle 'n maand om ons te sien. Want hulle sê, julle, daar's iets van die profetiese, daar's iets van wonderwerke, daar's iets van die hand van die Here wat hier is. Ek wil nou vir jou sê, kerk het eintlik so ver geraak dat jy net op YouTube kan gaan en jy kan enige plek in die wêreld kerk wees. Maar dit gaan jou nie familie maak nie en dit gaan nie veroorsaak dat die olie in hierdie huis op jou afloop nie. Dis van die laasweek is daar 'n klomp besoekers hier.
Toe ons begin profeteer, toe skrik hulle my vrou is nou nie, so ek moet nou mooi dink wat ek sê. Toe is dit vir hulle vreemd. Daar's die regte woord wat ek gesoek het, wat so verby die fase gegaan het. Hulle sê ons ken dit nie, JC, en ek sê, maar julle is in die grootste charismatiese beweging in die land. Ons nog nooit hierdie gedoen nie. Jy moet besef wat ons doen is uniek, en wat ons doen is nie vir jou onthaalwe alleen nie, maar vir jou om opgerig te word. Ek kon nou die beste Springbok spreker gekry het hierso vir ons manne event, en jy kon gestig geword het, maar what's the use? Wat 'n impak het ons as jy net hier uitstap en jy sê, ek voel so goed. Maar as jy 'n impak kan hê, 'n weermag wat opgerig word, mense kan intrek, 'n verskil kan maak. Dis waar die lewe gaan. Dis wat ons hier doen. En weer wil ek vir jou sê, dat die Here roep jou om familie te wees. Af van Hebreërs 13 toe. Ek vra vir die Here, gee vir my 'n profetiese prentjie, en hy wys vir my 'n yskas. Dis nie omdat my vrou nie by die huis is nie. Ek het gebraai die hele tyd. Gisterand toe braai ons 'n stukkie steak, en my pa sê ons het gister ook steak geëet. Ek sê ek weet, is dit nie goed nie. My vrou daar is dan moet daar hoender of vis tussenin geweer. Ek verstaan nie dit nie. Amen. Sy te veel vleis is 'n bietjie 'n uitdaging vir die dames partykeer. Maar my punt was, profetiese woord yskas, kom laat ek die ramp my nou nie beïnvloed nie. En die Here sê vir my, dat as jy in my huis is, en jy's 'n kind in my huis, is daar ander reëls. Jy mag in die yskas ingaan, en by ons werk dit so, ek weet nie of dit in jou huis werk, maar my huis, my kinders hoef nie te vra as hulle koerant wil hê nie. Want ek het 9. Imagine, ek wil koerankie, ek is sê vir my as dit klaar is, dan koop ek weer. Amen. Halleluja. My kinders eet betoog, ons gaan dit doen nie. Punt is, daar's ander reëls. En jy moet verstaan, om 'n kind te wees in die huis, 'n geestelike kind, is daar ander reëls as om net 'n besoeker te wees. As jy 'n besoeker is wel in my huis, gee ek jy regtig om nie. Jy kan seker maar gaan vat wat jy wil. Ons is mos nou kerk, so julle is eintlik almal familie. Maar 'n besoeker kan nie net kom in jou yskas instap en vat wat hy wil nie. Hy het nie 'n erfenis daar nie. Hy het nie 'n deel daarin nie. Hy kom besoek, hy sien 'n bietjie wat gebeur en hy gaan weer. 'n Kind het erfenis. Hy's deel. En partykeer as dit rof gaan, as een van my kinders stout is of hy maak droog, verander sy van nie skielik nie, hy bly 'n kind. As jy deur 'n robbe patch gaan, as jy nie meer deel van ons nie, is deel van ons help jou. En dis wat die Here vir my wys. Hy sê 'n kind se reëls is anders as 'n besoeker. Wie het al geprofeteer oor iemand in hierdie kerk? Steek jou hand op. Wat nog net nie kom sien my na die tyd asseblief. Ons gou 'n bietjie gesels. Hierdie plek is so profeties. As ons potplante sou gehad het, sê jy 'n woord gekry het as jy verby hom geloop het. Maar vandag wil ek vir jou sê, hou op 'n besoeker wees, raak 'n familielid, raak 'n kind. Raak deel. Raak deel. Né? Hier is my baie interessant. Hebreërs 13. En ons gaan nou 'n bietjie gesels oor net die impak en wat die Bybel daaroor sê. Hy sê, wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig. Want hulle waak vir julle siele as diegene wat rekenskap moet gee, sodat hulle dit met blydskap kan doen en nie sigtend nie, want dit is vir julle nie nuttig nie. Ons moet waak oor jou siel. Interessant, en ek gaan nie name noem nie, maar dis van julle wat miljoene al gespaar het, net omdat jy deel van die gemeente is. Onthou van julle my kom sien het al in my kantoor, en ek dink spesifiek aan die een kappel wat net vir gesê het, luister, ons is besig met 'n belegging, en hier's hierdie oulike Afrikaanse ou wat na ons huis toe kom, en dan belê hy ons geld vir ons.
En ek onthou daai meeting wat ek vir jou gesê het, die Here sê hardloop. Nee. Daar het jy miljoene gespaar net omdat jy deel is van 'n gemeente. Dit was jou hele aftreepakket. As jy net 'n besoeker was, het jy net daai voorreg om inspraak te kry nie. Ek waak nie oor jou siel nie. Maar familie waak ek oor. Inteendeel, ek onthou my woorde aan jou was, as hy nie wil luister nie, sal ek jou help om hom te laat luister. Gee sy nommer vir my. Want die Here wys net vir my 'n skelm wat al hulle geld vat en hy gooi dit in 'n sak en hy verdwyn en hulle sien dit nooit weer nie. En hulle het inspraak gevat, hulle was deel, hulle was familie en die Here kon 'n ding doen. Verstaan jy, daar's twee verskillende reëls? Familie is jy my verantwoordelikheid, besoeker is jy soos, dankie dat jy gekom het, lekker om jy te sien, dos 'n stuk droewors, sterkte vir jou lewe. Verskillende reëls. En iewers word jy geroep om familie te wees. En weer eens, as dit nie hier is nie, asseblief op 'n goeie Sondag het ons nie spasie nie, gaan soek 'n ander plek. Of raak familie. Mag jy dit sê? Ja, ek mag, want ons geweer mag op. Ons is nie om speletjies te speel nie. Ek moet jou aktiveer, ek moet jou oprig, ek moet jou in dit inkry wat die Here vir jou het. Ek moet hard met jou wees, partykeer vir jou sê nee, en partykeer moet ek vir jou sê gaan vir dit. Ek moet in geloof partykeer vir jou sê, "Ai, ek wil net so maak, maar my bout spiriseer." Eerbeen. Gelukkig is ons 'n week af, so ek gaan 'n week nou rus en nie oefen nie. Wie hoor wat ek sê, kollegas? Familie, besoekers. Familie staan saam. Besoekers is all over the place. Ek vertel hierdie baie en dit bly altyd vir my 'n cool storie en 'n hartseer storie op dieselfde tyd. In COVID het ons nie een ou uit 1000 plus lidmate aan die dood afgestaan nie. Nie een nie. Want ek en Janine het in die kar geklim en na elke ou toe gery wat ons gehoor het baie siek is en vir hom gebid. Elke ou. Ek onthou Franswa, waar was Franswa? Onthou toe ek by hom gekom het. Jy was siek. Hy het hom al afgesonder, so siek was hy en ek was so som, ek is nou daar. En hoe die Here elke ou omgedraai het. Daar was tye in COVID tyd wat mense my gebel het, wat ek op pad na ons lidmaat toe was, en gesê het kom bid, en ek sê ek kan nie, ek is vol geboek met my eie mense. En hoe daar mense oorlede is, omdat ons nie by hulle kon uitkom nie. Hy was nie my verantwoordelikheid nie, ek kon nie, ons het na huis toe gery in die reën en vir ons ouens gebid, en ek kon net nie in daai tyd na ander mense toe gaan nie, ek moes na my gemeente toe gegaan het. Verstaan jy verskil tussen familie en besoekers? Besoeker is nie my verantwoordelikheid nie, familie is. En ek weet baie keer bel jy hulle aan en sê, "Jace, kan jy vir daai ou gaan bid? Hy's besig aan sukses ouens." Ek kan nie. Maar as daar iets fout is met jou, gaan ek dag en nag op jou bed lê, by jou lê, jou vashou, seker maak en sê, "Here, ons veg vir die ou se lewe want hy is familie." Ander ballgame. Maar jy sê die Here gebruik jou kragdadig in genesing. Hoekom gaan jy net deur die hele hospitaal nie? Hulle is nie my skape nie, hulle is nie my verantwoordelikheid nie. Wanneer ek in Malawi is en daar staan 1000 mense voor my, ja, dan die Here my daar gesit, dan sit 'n ander ballgame. Jy is my verantwoordelikheid. Ek moet waak oor jou lewe as jy familie is. Waar van Galasiërs 4 vers 18 toe. En hierdie was vir my baie interessant. Hoe Paulus praat oor en is die gemeente is regtig vrugbaar. Ek dink die olie loop af. Baie geluk aan almal wat swanger is. Daar's hordes van julle wat nou swanger is. OK? Ons is so bly vir julle. My maat altyd gesê van my oupa. Ja, nee. Ons is familie. Dis hy, my seun, oupa was so vrugbaar, as hy in die badkamer net dink om sy broek uit te trek as ouma swanger. Ek dink hierdie familie het, kyk as jy sukkel om swanger te raak familie, bang, daar's 'n deur, ek weet nie, dit vloei net. Galasiërs 4, hoekom het ek nou daar uitgekom? Want Paulus praat oor swangerskap. Paulus praat in Galasiërs 4, praat hy oor swangerskap, maar hy praat oor geestelike swangerskap. Nou hier is die realiteit en ek wil hê jy moet dink daaraan. Dis baie maklik om 'n preekie te preek. Dis 'n totale ander ballgame om iets in die gees te kry wat 'n swangerskap is wat die Here in die gemeente wil losmaak.
Baie keer sit aan sien en sê vir my, "Wow, iets het my nou aangeraak. Die Here het my nou kom aanraak." Hoekom? Ons doen nie goeie preekies nie. Hè? Ons gaan nie op YouTube en trek 'n goeie preekie af nie. Ons kry 'n visioen of 'n droom of 'n belewenis van die Here. Ons wag op hom. Ons laat die Here ons harte verander in dit. Daar's iets wat in ons harte gebeur en dan is daar 'n deponering by julle en dan is daar aktivering, dan is daar vrug op jou lewe. Dis kom dit so belangrik is om hier te wees. Ons klomp ouens wat aanlyn is wat ook deel van ons is reg oor die wêreld. Hulle voel die manifestasie in hulle lewe want hulle is deel al is hulle nie hier nie. Jy is baie keer hier maar nie deel nie. Wees deel. Wees deel. Galasiërs 4 vers 18. Halleluja. Is my iPad ook vas? By 4 vers 18. Dit is goed dat daar altyd geëiwer word in 'n goeie saak en nie alleen wanneer ek by julle teenwoordig is nie. My kinders, vir wie ek weer 'n barringsnood is totdat Christus in julle gestalte verkry. Hy praat oor 'n barringsnood, hy praat oor iets binne in hom wat begin stuur vir hulle. Maar in dieselfde asem, wat sê hy? Kinders. Hy sê geestelike kinders, hy sê 'n verantwoordelikheid. Okay? En weer eens, hoekom wil mense nie deel van 'n familie wees nie? Want daar's inspraak. Hallo? Daar's inspraak. Dink aan daai girl wat jy gedate het wat 'n kwaai pa gehad het. Daar was nie my chom, sy is 10 uur terug. Onthou op 'n stadium vra ouetjie vir sy om aan 'n lui te vat en ek sê nee, jy vat my dogter nêrens nie. En hy weet nie dat my dogter reg my praat oor alles nie en hy sê toe vir haar, ja maar ek sal jou pa uitsort. Jy gaan saam met my. Sy sê vir my, hy sê hy gaan pa uitsort. Ek sê hy gaan Jesus ontmoet. Ek het vir haar gesê, nou net daaroor sê vir hom as hy waag om hier te kom, wedgie ek hom. Old school papi, ek sal hom so en net van die plaas afhelp. Hy's nie meer welkom nie. Ja. Dit is nog gekom en dit was amazing. Paulus praat oor geestelike kinders, hy praat oor verantwoordelikheid, hy praat oor 'n plek van verantwoordelikheid. Jou battle is my battle en my battle is jou battle. Jy moet dit weet. Maar hou op inspraak vat van almal. Nee, hou op inspraak vat oral. Want wat gebeur? Daai ou in Amerika het 'n ander geestelike battle as ons op hierdie oomblik. Daar's 'n geboorte wat hier moet gebeur, daar's 'n aktivering wat hier moet gebeur. Ons atmosfeer is anders. Ons het voorvader worship. Hulle sukkel nie met voorvader worship daai kant nie. Hulle sukkel met geld. Afgod. Like America great again. Alles oor die geld. Hier, wat is ons battle? Voorvader aanbidding. Die owerhede oor ons het verstaan nie dat dit verskillende atmosfere is. Jy kan nie na daai ou luister en dink, wie is jou geestelike pa? Ek weet nou nie, ek kan nie noem nie. Nee, jy kan nie. Hier's 'n battle. Hier's 'n battle wat ons hier fight. Hier's 'n ding hier, maar hier's ook inspraak hier. Mense hou daarvan om van ver af inspraak te kry of op 'n ander plek hoekom, want daar's nie verhouding nie. Ken hy jou? As jy vir my sê Bill Johnson, ken hy jou ten minste? Nee, so hoe kan hy inspraak in jou lewe hê? Wat het ek sê? Jy moet 'n plek hê waar jy inspraak ken. Nou tot ons ouens wat reg oor die wêreld het, ek ken hulle by naam en ek het inspraak in hulle lewe. Ek is van hulle kinders se peetpa. Ons sit in 'n ander land. Daar's inspraak, daar's verhouding, né? En ook daar's 'n baring. Dit was so impressive nou die dag. Een van ons ouens in Engeland
Ek bel hom, ek sê vir hom, ek dink vir 2 dae aan jou en die Here wys my dit en dit en dit. Hy bel my, hy sê vir my, "Jesus, Chom, jy het geen idee wat in my lewe aangaan nie." Maar daai is die Here. Sodra jy dit doen, haleluja. Dit is daar 'n plek waar ons kan optel, partykeer as dinge vir jou kom en as die vyand besig is, want ons waak vir jou siel. Maar as dit is, gaan ek niks optel nie. Ek gaan niks weet nie, want jy is eintlik nie deel nie. Daar's 'n plek waar as jy daai lidmaatvorm invul en jy stap saam, jy koop in, jy loop saam, bring die Here jou onder ons en dan begin die harde werk, want dan lê ek in die aand wakker en ek sê, Here, hoekom dink ek die hele aand aan hierdie ou? Wys my. Wys my. En ek bel hom en ek sê vir hom, "Hey, dit is my lekker om hom te bel hier by 8 uur by ons, want hulle is soos 4 ure agter, dis sy probleem. Werk op my tyd." Sê hy vir my, "Ja, pastoor. Ja, ek slaap nog." Wel, die Here sê dit en dit. "Hy pastoor, het jy geweet? Jy's in, jy's deel, jy's onder, jy word beskerm. Jy's familie." Jy kan dit net voel in die atmosfeer. Stop dit man en kom raak wakker jy wat nie wakker is nie. Amen. Okay. Volgende. En hier kom Paulus en hy maak dit vas. Hy praat van Timoteus en hy praat van Titus. En hy gaan van na 1 Timoteus 1 toe. Timoteus 1 en 2. Paulus, 'n apostel van Jesus Christus, volgens die bevel van God, ons verlosser, van die Here Jesus Christus ons hoop, aan Timoteus, my ware kind in die geloof. Nou Jace, ek weet meer as jy. Dis gaan nie oor wat jy weet nie, dit gaan oor geestelike gesag, covering, en dit gaan oor wat die Here met ons kan deel, want jy is deel. Wat hy met ons kan deel, want jy is deel. Wat ek sê. Paulus verwys hierna hom en hy sê, my kind. My kind. My ware kind in die geloof. Genade, barmhartigheid, vrede van God ons Vader. En wat doen hy? Hy release eintlik in die atmosfeer goed oor hom. Hy sê genade oor jou, vrede vir jou, barmhartigheid vir jou. Ek onthou jare terug, weet jy van die detail ingaan nie. Is daar iemand wat in rebellie is en die volgende moment toe slaan 'n demoon hulle. Ek sal dit nooit vergeet nie. Die demoon kom fisies vir hulle. En die persoon hak af. Ek sê vir die persoon, sê net jy submit onder my. Jy moet dit sien in die gees. Toe daai persoon dit doen, toe stop die demoon en hy gaan nie meer val nie en hy kom vir my. Letterlik, dis sien ek hierdie ding staan voor hom en ek is soos jy wat? Jesus, boep weggesit. Staan nie die effek in die geesrealm. Ons dink dit het nie effek nie. Ons dink baie keer ons kan net 'n opinie hê en sê wat ons wil en uitlatings maak en teen pastore praat en gesag. Jy kan nie, dis gevaarlik. Dis gevaarlik. Ek werk nie vir jou nie, ek werk vir die Here. 'n Verantwoordbaarheid teenoor hom. Né? En hoor gou, jare terug maak ek 'n uitlating teenoor Neville Norden toe hy my geestelike pa was. Iemand het my iets gevra en ek het teen hom gepraat. Ek het fisies gevoel of ek wil opgooi na dit. Want die Here het vir my gesê, is buite lyn, jy praat nie teen hom nie. Jy val onder hom en jy beskerm hom. Want toe het ek 'n punt gemaak om hom te beskerm. Eendag sal klomp ouens wat teen hom opstaan, ek sê vir hulle, wees baie versigtig, want as ek in die meeting as julle staan teen hom op, sal ek jou kakebeen breek voor almal. Ek sal jou aanrand, jy teen hom praat. Toe word ek nooit weer na meetings te genooi wat hulle hom probeer seermaak nie. Net een kommentaar en jy verwyder jouself uit al daai gesprekke uit, want almal weet jy's die boertjie wat langs hom staan en hulle gaan voeter. Maar wat gebeur? Op 'n stadium skeer die Bybelkollege in 2. 'n Welbekende skelm in ons land vandag wat homself voorgee as 'n geestelike man, skeer die kerk. En op daai stadium, toe sê die Here vir my, bly by Neville. Hy sê vir my, bly in Jerusalem, ek sal dit nooit vergeet nie. Ek kies toe om by Neville te bly, nie saam met hierdie ou te gaan nie. Almal wat saam met hom gegaan het vandag, is nie een in die bediening nie. Almal se bedienings het platgeval. As 'n jong man het die Here vir my gesê, back hom, staan saam met hom, maak hom toe. En daar kom die Here en hy plant die kerk, die Kaap, hy rig my op, Neville stuur my. Neville praat my, hy sê, JC, jy moet beweeg kerk begin, ons is fine daarmee, ons back jou. Soveel so dat Neville
die laaste gesprek wat ek en hy gehad het hy vir Leon gesê, julle is nog die DNA van wat die Here met my gedeel het, vloei nou deur julle. Maar verstaan, wat kon ek doen? Ek kon nie 'n seun gewees het nie, ek kon hom nie beskerm het nie, ek kon nie saam met hom gestem het nie. Ek kon gesê het, ek betaal 'n 10de, so jy werk vir my. Ek kon 'n opinie oor hom gehad het, want dis wat kerk vandag doen. En omdat ek hom beskerm het, kon die Here met my aan my toevertrou het vandag hordes gemeentes. Hierdie naweek in Malawi kom al die leiers bymekaar, oor 100 leiers, 22 kerke kom bymekaar op die eiland. Ons self, ek vergeet altyd hoeveel gemeente ons het, maar oor die hele Kaap op hierdie oomblik het hulle kerk. Van Wellington, reguit deur, Bethal, oral het hulle kerk vanoggend. Maar iewers moes iemand 'n seun gewees het, verstaan het wat geestelike covering, wat dit kos, saam staan, toemaak, en die Here sê, well done good and faithful servant, nou kan ek deur jou beweeg. Amen. Wees versigtig. Daar's olie wat afloop, jy wil jouself nie buite dit kry nie. Okay. Dit is 1 vers 3, gaan vir sien toe. As hy op die regte tyd sy woord bekend gemaak het, dat deur die prediking wat aan my toevertrou is, ek wil net by die tweede deel kom, ooreenkomstig die gebod van God, ons verlosser, aan Titus, my ware kind volgens die gemeenskaplike geloof. So wat sê hy? Moenie 'n fout maak om te dink dat ons almal in Christus glo, dat die Here vir ons almal dieselfde posisie gee nie. Hoor gou mooi. Baie keer sien ek die Here begin ouens gebruik, dan raak hulle amper so 'n bietjie arrogant. Hulle sê nee. Ek het nou die Here gehoor. Nou van ek 'n opinie en ek kan nee my vriend, daar's 'n verskil. Tot 'n donkie die Here gehoor. Ek het nou 'n joke gehoor wat onvanpas is om hier te vertel. Maar ek's nie hier nie, ek's in die gees. Hy sê so, die donkie het die Here gehoor, een keer. Hy sê ons kry baie keer ouens vir die Here een keer hoor en dan op buitekant plant hulle kerke en hy sit met klomp jackasses. Was my baie snaaks geweest. Het hy dit gesê? Ja. Almal word nie geroep om met die Here hoor, om skielik 'n kerk te hardloop nie. Daar's nie 'n skielike geestelike elevation wat gebeur nou dat jy die Here hoor nie. Jy word dalk geroep. Angus Buchan val onder 'n kerk. Nee? Sy bediening is groot. Wat sy internasionale ou wat ook nou by die Here na kerk toe gestuur het, wat die grootste evangelis was? Is in hom onthou nie. Reinhard Bonke, die grootste evangelis op 'n stadium, sit voor die Here en hy sê, Here, ek het hierdie groot ministry, na wie toe gaan ek vir inspraak? En die Here sê vir hom, daar's daai kerkie, 150, 200 lidmate.